Hoofstuk 2. Die opleiding van die 12. Vir die voortsetting van sy werk het Christus nie die geleerdheid of welsprekendheid van die Joodse Sanhedrin of die mag van Rome gekies nie. Die meesterwerker het die eie geregtige Joodse leraars oor die hoof gesien en nederige, ongeleerde manne gekies om die waarhede te verkondig wat die wêreld sou beroer. Hy het besluit om hierdie manne as die leiers van sy gemeente op te lei en te leer. Op hulle beurt moes hulle ander onderrig en met die evangelie boodskap uitstuur. Sodat hulle in hulle werke sou slaag, sou die krag van die Heilige Gees aan hulle gegee word. Die evangelie sou nie deur menslike krag of menslike wysheid verkondig word nie, maar deur die krag van God. 3,5 jaar lank het die disippels onderrig ontvang van die grootste leermeester wat die wêreld nog ooit geken het. Deur persoonlike aanraking en omgang het Christus hulle vir sy diens opgelei. Dag na dag het hulle met hom gewandel en gespreek. Sy bemoedigende woorde tot die vermoeides en swaar belaaides gehoor en die openbaring van sy krag ten behoewe van die siekes en getuisterdes aanskou. Soms het hy hulle geleer terwyl hy langs die berghelling tussen hulle gesit het. Soms het hy die geheimenisse van die koninkryk van God aan hulle geopenbaar terwyl hulle op die strand of langs die groot pad geloop het. Orals waar harte opgestaan het om die goddelike boodskap te ontvang, het hy die waarhede van die verlossingsweg ontvou. Hy het die disippels nie beveel om dit of dat te doen nie, maar net gesê, volg my. Op sy reise deur platteland en stede het hy hulle met hom saamgeneem, sodat hulle kon sien hoe hy die volk leer. Hulle het van plek tot plek met hom saamgereis. Hulle het saam met sy skamele etes geniet, en soos hy was, hulle soms honger en dikwels moeg. Op die besige strate, langs die meer, in die eensame woestyn, was hulle by hom. Hulle het hom onder alle lewensomstandighede gesien. By die aanstelling van die 12 is die eerste stap gedoen in die stigting van die kerk wat die werk van Christus op aarde na sy hemelvaart sou voortsit. Oor daardie aanstelling lui die verslag. Hy het op die berg geklim en na hom geroep, die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. En hy het die 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees en hy hulle kon uitstuur om te preek. Markus 3 vers 13 en 14. Aanskou die ontroerende toneel. Aanskou die majesteit van die hemel omring deur die 12 wat hy uitgekies het. Hy staan op die punt om hulle vir hulle werk af te sonder. Deur hierdie swak werktuie, deur sy woord en die Gees, is hy van plan om die verlossing binne die bereik van almal te bring. Met blydskap en vreugde betoon, aanskou die Vader en die engele die toneel. Die Vader het geweet dat die lig van die hemel uit hierdie manne sou uitstraal, dat die woorde wat hulle as getuies vir sy seun sou spreek, van geslag tot aan die einde van tyd sou weerklink. Die disippels sou as getuies van Christus uitgaan, om aan die wêreld te vertel wat hulle van hom gesien en gehoor het. Naas die ampt van Christus self, was hulle ampt die belangrikste waartoe mens nog ooit geroep is. Hulle moes medewerkers van God wees, tot redding van die mensdom. Soos die 12 aartsvaders in die Ou Testament verteenwoordigers van Israel was, so is die 12 apostels verteenwoordigers van die evangeliekerk. Tydens sy aardse bediening het Christus die skeidsmuur tussen Jood en heiden begin afbreek en die verlossing aan die ganse mensdom gepreek. Hoewel hy 'n Jood was, het hy openlik met die Samaritane omgegaan en sodoende die Fariseëse gewoontes van die Jode met betrekking tot hierdie veragte volk veronagsaam. Hy het in hulle huise geslaap, aan hulle tafels geëet en in hulle strate gepreek. Die Heiland het daarna verlang om aan sy disippels die waarheid aangaande die afbreek van die middelmuur van skeiding tussen Israel en die ander nasies te ontvou. Die waarheid dat die heidene mede-erfgename is, met die Jode en mede-deelgenote is aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Efesiërs 2 vers 14 en 3 vers 6. Hierdie waarheid is gedeeltelik geopenbaar toe hy die geloof van die hoofman oor 100 in Kapernaum beloon het,
en ook toe hy die evangelie aan die inwoners van Sigar verkondig het. Dit is nog duideliker tydens sy besoek aan Fenisië geopenbaar, toe hy die dogter van 'n Kanaanitiese vrou genees het. Hierdie ervarings het die disippels help verstaan, dat daar onder diegene wat deur vele as onwaardig beskou is om verlos te word, tog siele was wat na die lig van die waarheid gehanker het. Aldus het Christus getrag om aan sy disippels die waarheid te leer dat daar in die koninkryk van God geen landgrense, geen klasse, geen adel bestaan het nie. Dat hulle na alle nasies moes gaan en die boodskap van liefde van die Heiland aan hulle moes neem. Maar later eers het hulle ten volle begryp dat God al die nasies van die mensdom uit een bloed gemaak het om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Handelinge 17 vers 26 en 27. Hierdie eerste disippels het 'n opmerklike verskeidenheid aan die dag gelê. Hulle moes die leraars van die hele wêreld word en het wyd uiteenlopende karaktertipes verteenwoordig. Om die werk waartoe hulle geroep is met welslaaf voor te sit, moes hierdie manne wie se natuur, aanleg en lewensgewoontes so wyd verskil en eenheid van gevoel, denke en optrede bereik. Christus was daarop uit om hierdie eenheid te bewerkstellig. Ten dien einde het hy getrag om hulle met homself een te maak. Sy besorgdheid oor hulle word uitgedruk in sy gebed tot sy Vader, dat almal een mag wees net soos U, Vader, in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefgehad het net soos U my liefgehad het. Johannes 17 vers 21 en 23. Sy aanhoudende gebed vir hulle was dat hulle deur die waarheid geheilig mag word. En hy het met volle versekerdheid gebid in die wete dat die bevel van die Almagtige uitgegaan het, nog voordat die wêreld gemaak is. Hy wist dat die evangelie van die koninkryk tot 'n getuienis aan al die nasies verkondig sou word. Hy wist dat die waarheid, deur die almag van die Heilige Gees versterk, in die stryd teen die kwade sou seëvier en dat die bloedbevekte banier eendag triomfantlik oor sy volgelinge sou wapper. Naarmate Christus se aardse bediening ten einde geloop en hy besef dat hy sy disippels binnekort sou verlaat en dat hulle die werk sonder sy persoonlike toesig moes voortsit, het hy getrag om hulle te bemoedig en vir die toekoms voor te berei. Hy het hulle nie met valse hoop mislei nie. Soos uit 'n oop boek het hy hulle geleer wat sou kom. Hy het geweet dat hy terstond van hulle geskei sou word en dat hulle soos skape tussen wolwe sou agterbly. Hy wist dat hulle vervolging sou verduur, dat hulle uit die sinagoges verban en in die gevangenis gewerp sou word. Hy het geweet dat sommige van hulle sou sterf omdat hulle van hom as Messias sou getuig. En daarvan het hy hulle ietwat te kenne gegee. Van die toekoms het hy duidelik en onomwonde gespreek, sodat hulle sy woorde in hulle toekomstige beproewinge kon onthou en gesterk kon word om in hom as verlosser te glo. Hy het ook woorde van hoop en bemoediging tot hulle gespreek. Hy het aan hulle gesê: "Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle." Johannes 14 vers 1 tot 4. "Om julle ontwil het ek die wêreld ingekom, vir julle het ek gewerk. Wanneer ek weggaan, sal ek nog altyd met alle ywer vir julle werk. Ek het na die aarde gekom om my aan julle te openbaar, sodat julle kan glo. Ek gaan na my Vader en julle Vader om namens julle met hom saam te werk. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit,
omdat ek na my Vader gaan. Johannes 14 vers 12. Christus het nie hiermee bedoel dat die disippels kragtiger pogings sou aanwend as wat hy gedoen het nie, maar dat hulle werk van groter omvang sou wees. Hy het nie net na die verrigting van wonderwerke verwys nie, maar na alles wat deur die werking van die Heilige Gees sou plaasvind. Hy het gesê, as die Trooster gekom het, wat ek julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Johannes 15, vers 26 en 27. Hierdie woorde is op wonderbare wyse vervul. Na die neerdaling van die Heilige Gees was die disippels so vol liefde vir hom en vir diegene vir wie hy gesterf het, dat harte ontroer is deur die woorde wat hulle gespreek het en die gebede wat hulle gebid het. Hulle het die krag van die Gees gespreek en onder die invloed van daardie krag het duisende hulle bekeer. As verteenwoordigers van Christus sou die apostels 'n besliste indruk op die wêreld maak. Die feit dat hulle nederige manne was, sou hulle invloed nie verminder nie. Dit sou eerder versterk, want hulle toehoorders se gedagtes sou van hulle na die Heiland oorgaan, wat, hoewel ongesien, nog steeds met hulle saamgewerk het. Die wonderlike prediking van die apostels, hulle woorde van bemoediging en vertroue, sou almal oortuig dat hulle nie in hulle eie krag gewerk het nie, maar in die krag van Christus. Hulle sou hulle verootmoedig en verklaar dat hy wat deur die Jode gekruisig is, die vors van die lewe, die seun van die lewende God, was en dat hy hulle in sy naam die werke doen wat hy gedoen het. In sy afskeidsgesprek met sy disippels die nag voor die kruisiging het die Heiland na die lyding verwys wat hy reeds verduur het en nog moes verduur. Van die vernedering wat op hom gewag het, het hy geen melding gemaak nie, maar getrag om dinge aan hulle tuis te bring wat hulle geloof sou versterk, sodat hulle vooruit sou sien na die vreugde wat op die oorwinnaar wag. Hy het hom verheug in die wete dat hy vir sy volgelinge meer kon doen as wat hy beloof het. Dat daar van hom liefde en medelee sou uitvloei wat die sielstempel sou reinig en die mens se karakter meer soos syne sou maak. Dat sy waarheid met die krag van die Gees bewapen as oorwinnaar sou uitgaan om te oorwin. Hy het gesê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Johannes 16 vers 33. Christus het nie tou opgegooi of moedeloos geword nie, en die disippels moes dieselfde standvastige geloof van die dag lê. Hulle moes werk soos hy gewerk het en hulle krag van hom put. Hoewel hulle weg deur skynbaar onoorkomlike moeilikhede versper sou word, moes hulle nogtans deur sy genade voorwaarts gaan. Aan geen ding wanhoop nie, maar alle dinge verwag. Christus het die werk wat aan hom opgedra was voltooi. Hy het diegene byeengebring wat sy werk onder die mense sou voortsit. En hy het gesê, ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees. Ek in hulle, en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. En dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Johannes 17 vers 10, 11 en 20 tot 23.